Kom ons blaai in die woord van die Here na Johannes hoofstuk 3. En wanneer ons by vers 8 kom, wil ek hê die kinders, julle moet julle ore spits. Ek gaan sê, ons is nou by vers 8, en dan gaan ek julle vra, waaroor gaan vers 8? Goed, kom ons lees saam uit Johannes hoofstuk 3, en ons gaan die eerste 8 verse saam lees. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie. Nou kom ons by vers 8. So die kinders moet nou hulle ore spits. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Ek gaan vra dat ons vanmôre net so bly sit, dan vra ons ook net die Here se seën oor hierdie diens verder. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons in hierdie oggend bymekaar gebring het. Dankie dat ons nou die prysuitdeling van die kinderbediening kon hanteer. Dankie vir elke kind wat U vir ons gegee het, wat die afgelope jaar betrokke kon wees. En ja, Here, dis wonderlik dat kinders die kinderbediening bywoon en dat hulle leer uit die Bybel uit. Maar ons wil ook ons algehele vertroue in U stel, dat U op 'n jong ouderdom in elkeen van hulle se harte die wonderwerk van wedergeboorte sal kom doen. Daar's van hulle wat so klein is, wat op hierdie stadium glad nie verstaan waaroor dit gaan nie. Maar Here, dis ook so dat U al 4-jariges en 5-jariges uit genade gered het en hulle die ewige lewe gegee het. Dankie vir elke personeellid, dankie vir elke ouerpaar wat die afgelope jaar moeite gedoen het om hulle kleingoed na die kinderbediening toe te bring. Dankie ook vir U woord wat ons nou kon open en uit kon lees, en ons wil bid en vra dat U ook nou die boodskap aan ons harte sal kom seën, en ons vra dit in Jesus se kosbare naam met dank in ons harte. Amen. Ek lees weer vers 8. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Waaroor gaan vers 8, maatjies? Wat het ons gelees? Waarvan het ons gelees? Wie gaan 'n hand opsteek? Die wind. Ja, die wind. En ek wil vanmôre met ons almal praat oor die tema die onsigbare, maar waarneembare. Dis nou groot woorde, maar dis vir die groot mense, hoor. Hierdie is nou nie vir julle nie. Gaan nou afkom na julle vlak toe. Maar die tema vanmôre is die onsigbare, maar waarneembare werk van die Heilige Gees. Dis waaroor ons vanmôre 'n bietjie wil praat. Wind
Ons het gelees, die wind waai waar hy wil. Julle het mooi geluister, mooi opgelet, die wind waai waar hy wil. En ek wonder, wat julle my van wind kan vertel. Wie kan vir my ietsie sê oor wind? Steek bietjie hande op, ek wil bietjie hoor. Wat kan jy vir my sê van wind? Die wind waai waar hy oral gaan. Dis heeltemal in reg so. En Ben, wat sê jy van wind? Wind kan jou koud maak. Ons het daar in Oos-London by die see gebly. En daar kan dit verskriklik warm raak in die somer. Hier, Februarie, Maart, is dit vreeslik warm. En dan kom daar so lekker briesie uit die see uit. En dit is so lekker. Luko, wat kan jy vir ons vertel van wind? Sê weer? Ons kan nie die wind sien nie. Dis heeltemal waar. Het een van julle al die wind gesien? Nee, mens kan nie die wind sien nie. Wat wil julle nog van die wind vir my sê? Hier was nog hande. Wat sê jy? Die wind kan goed wegwaai. Het julle al gesien daar in Kaapstad, dan waai daar, hulle noem dit die Kaapse dokter. Dis een van die winde wat daar waai se naam. Dis die suidooste wind. En as hy die dag regtig sterk waai, dan hou vas mense aan die lamppale. Want hy wil hulle omwaai, nee, ja, die wind kan goed wegwaai. Wat sê jy? Wind kan ook mense partykeer in water inwaai as die wind baie sterk is. Ja, as die wind baie sterk is, kan dit mense in die water inwaai. Dit is net so. As jy naby water is, Mia, wat sê jy? Jy kan die wind voel. Nou ja, julle het nou 2 dinge gesê, wat ek gevra het eintlik. En hierdie vraag het julle klaar geantwoord. Kan 'n mens die wind sien? Nee, mens kan nie die wind sien nie. Kom ons maak bietjie wind. Ek dink is tyd dat ons wind maak. Ons moet windmakerig word nou. Hier's wind, né? Kan julle dit sien? Kyk hier so, daar waai dit. Mens kan dit nie sien nie, né? Kom ons probeer iets. Hy silwerskoon. Ai, kyk net hier. Wat gebeur? Dit wat julle gesê het, as die wind sterk is, kan dit 'n sakdoek rondwaai, né? Goed, kom ons sit hom terug in ons sakke in. Ek dink ons kan hierdie wind weer afsit. So 'n mens kan nie die wind sien nie. En dis die Jy kan sien as hy iets waai. Kan 'n mens die effek van die wind sien? Dis die tweede vraag. Jy's so slim. Jy antwoord die vraag nog voor ek hom gevra het. Ja, Pa Jaco, jy het 'n slim seun, hoor. Hy aard na jou en jou vroutjie. 'n Mens kry stormwind. En daar in die Kaap het ek nou vir julle vertel van die suidooste wind. Maar daar's 'n ander suidooste wind, hulle noem hom die swart suidooster. As hy die dag waai, dan is hy tot 120, 130 km/h wat die swart suidooster waai. En daai vragmotor is afgeneem naby Kaapstad en die wind het hom omgewaai. Julle kan bietjie op YouTube gaan kyk, vra vir pappa en mamma om julle te help wys hoe lyk dit dan. Dit was in Woester waar die wind die vragmotor omgewaai het. Goed. Daar's ook 'n stormwind. Kyk hoe lyk daai bome. Mens kan nie die wind sien nie, maar jy kan die effek van die wind sien, nê? Dis altyd vir my so snaaks daarin by Seepunt in Kaapstad. Het julle al gesien, daar staan die bome so permanent. Dis soos die wind daar waai. Die wind kan maar ophou waai. Daai bome staan so. Hulle staan nie meer regop nie. Hulle staan so skuins van die wind wat so verskriklik kan waai. Ek wonder of oom Erik en tannie Janet, waar sit julle? Daar sit hy. Oom Erik, ek wonder of julle vir ons kan sê, as 'n mens op 'n seiljag wil gaan seil en dit lyk so op die see, werk dit? Nee, jy staan op een plek stil, né? Oom Erik en tannie Janet
het verlede jaar met 'n seiljag oor die Atlantiese Oseaan geseil tot daar by die Karibiese eilande, né? En wonderlik wat hulle gedoen het. Ek is bietjie bang vir dit. Maar jy kan, as daar nie wind is nie, kan jy nie seil nie, né? Jy het wind nodig as jy wil seil. Kyk, daai mooi foto. Dis wat 'n mens wil hê as jy seil, né, oom Erik? Die wind moet daai seile lekker vol maak en hulle moet sommer so 'n bol daar in die wind. En daai is nou meer windsurfers, né? Of nee, dis klein seiljaggies. Kyk daarso. En kyk hoe hang hy mense aan die seiljaggies. Die wind waai vir hulle daar. En kan julle op die see se water sien hoe die wind waai? Daar's lekker sterk wind. Kyk die effek van die wind, 'n mens kan dit sien. En wie van julle het nou vir my gesê dat die wind kan 'n mens koel maak as jy warm kry? Was Ben gewees, ek onthou ja. Nou kyk, daar het ek tot vir julle 'n skilderasietjie van internet af gekry om vir julle te wys. Dis vreeslik warm daar op die land, die sweet loop jou af. Maar dan kom die wind, die warm lug styg op en dit gaan oor en dan waai dit hier uit die koue see uit, heerlike koel seebries wat op 'n mens waai en dan koel dit jou af. En as jy Holland toe gaan, dan sien jy baie van hierdie windmeulens. En hulle het ook wind nodig om te kan waai. Nou goed. Ballonne het ook iets met wind te doen. Ek wonder wie kan ek vra? Kyk hoe gaan die hande op. Was jy eerste? Kom. As jy eerste was, moet jy hier na my toe kom. Kom. Ja, wie was eerste? Goed, okay, kom. Wat is jou naam? Cornelis, kom hier na my toe. Kom staan jy hier? Daar sê nou ek en jy gaan nou hierdie ballon. Ek het gehoor 'n mens kan 'n ballon so vir mekaar gooi. Okay, kom ons kyk. Jy moet hom vir my teruggooi. Daar sê, maar dit werk nie eintlik lekker nie. Gaan sit gou weer, hoor. Hier's jou stryk, jou lint. Daar sê. Frans, kom jy gou gooi. Jy's lekker groot. Hoe ver kan ons hom vat? So, né? Hy moet nou net nie bars nie. Hy's nou vol? Hy's nou vol wat? Wind. Ja, ek het nou wind in hom ingeblaas. En nou kan ons dit met mekaar doen. Sien, en as hy nie opgeblaas is nie, dan kan ons dit nie doen nie, né? Daar's hy. Hou maar daar by julle. Dankie. Het julle geweet ballonne kan geluide maak? Luister, luister, luister. Sssst. Hoor julle? Hoekom nie? Daar's nie wind in nie. Julle sal wees slim. Hoor nou. Ja, 'n ballon kan 'n geluid maak, né? Maar het julle geweet 'n ballon kan vlieg? Ook net as hy wind in het. Julle kan maar die ballonne daar by julle hou. So, ons het nou baie oor wind geleer vanmôre, né? Kom ons kyk so 'n bietjie, wat is die gevolg? Stem julle almal saam? Dat ons kan nie wind sien nie? Ja, ons kan nie wind sien nie, sê almal dis reg so? Ja, maar kan ons die effek van die wind sien? Kan ons sien wat die wind doen? Wind kan tot 'n ballon laat vlieg. Ons het dit nou net gesien, hè. Wind kan baie dinge doen, né? Die wind het 'n effek. Net so kan ons nie die Here sien nie. Die Here is onsigbaar. Ons kan hom nie sien nie. Wat sê jy? En jy het wind nodig om jou daai vliegtuie te vlieg. Hy sê 'n mens het tot wind nodig om 'n vliegtuig te laat vlieg. Oom Vaan, jy kan bietjie vir hom kom vertel na die tyd hoe werk daai wind wat oor die vliegtuig se vlerke gaan en die lift en die thrust en al die goeters wat ek
ken dit nie so goed nie, maar jy kan hom mooi kom vertel. Kan 'n mens die Here sien? Nee. Kan 'n mens sien wat die Here doen? Ja, jy kan. Ja, jy kan. Goed. Nou wil ek net sê, die afgelope jaar het julle almal kinderbediening bygewoon. Wie van julle die afgelope jaar, nou moet ons baie eerlik wees, wie van julle die afgelope jaar julle harte vir die Here gegee? Hier gaan baie hande op van kinders wat in hierdie jaar hulle harte vir die Here gegee het. Dis wonderlik as dit waar is, né? En ek is baie bly daaroor. En die Here kom en hy kom doen werk in ons lewens. Hy werk binne in ons. En nou het ek nog 10 minute wat ek so bietjie met die groot mense wil praat. So ek gaan nou terug kansel toe en dan gaan ek so bietjie met die groot mense praat. Kom ons kyk of ek 'n boodskap met 6 punte in 10 minute kan aflewer. Goed. Die onsigbare, maar waarneembare werk van die Heilige Gees. Ons het gelees in vers 8, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore word. En die eerste ding wat ons leer is die Gees werk soos hy wil. As ons vanmôre geleentheid kry om almal ons getuienis van redding hiervoor te kom deel, en terwyl ek dit nou sê, onthou ek, die 7de Desember se aanddiens wil ons graag 'n dank en getuienisdiens hou. So as daar iemand is wat daai aand vir ons wil kom vertel wat die Here die afgelope jaar vir jou of in jou lewe gedoen het, praat asseblief na die tyd gou met my. Daar is al 'n paar, maar as daar nog mense is. As ons die geleentheid kry om te vertel wat die Here vir ons, hoe die Here ons siele gered het, dan gaan daar nie een getuienis wees wat presies dieselfde is nie. Die Heilige Gees kan nie in 'n kassie geplaas word en nou moet hy net so werk nie. Net soos wat die wind waai waar hy wil, so leer ons dat die Heilige Gees nie beheer kan word nie. Jy kan nie die wind vasvang nie, jy kan nie die wind vasbind nie, jy kan nie die wind regtig voorspel nie. So is die Heilige Gees ook in die groot woord wat ons gebruik, soewerein. Hy doen wat hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil, waarom hy wil, en ons kan hom nie bevraagteken nie, né? So dit is baie belangrik. 'n Wedergeboorte is uit en uit die werk van die Heilige Gees. Dis God die Gees wat in ons werk en die mens het geen aandeel daarin nie. En dis so wonderlik om vanmôre te weet dat die Heilige Gees kan nie vasgevang word nie. Hy werk met ons soos hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, op sy tyd, op sy manier. Hy bring mense op verskillende maniere tot bekering. En uiteindelik doen hy presies dieselfde werk in almal se harte, die werk van wedergeboorte, die wat weergebore is, né? In die tweede plek, hy kom soms wanneer ons hom nie verwag nie. Daar in Handelinge het die disippels na die bovertrek toe gegaan en hulle het gaan wag en gewag en gewag en gebid dat die Heilige Gees uitgestort moet word. En ek wonder hoeveel van hulle het verwag op Pinksterdag dat dit nou gaan gebeur. Ek dink nie een nie. Toe hulle weer sien, toe verskyn daar tonge soos van vuur en kom sit op hulle en hulle word almal met die Heilige Gees vervul. As ons dink aan Paulus op pad na Damaskus, hy het gegaan om die kerk te vervolg. Hy het gegaan om die gemeente te gaan uitwis. En toe kom die Heilige Gees onverwags en kom werk in sy hart en kom werk in sy lewe.
Toe ek in standaard 6, graad 8, na 'n CSV kamp in Winkelspruit gegaan het ek gedink, hier kom 'n lekker vakansie by die see. En dis al wat ek gedink het. Min het ek geweet, dat die Heilige Gees daar by daardie kamp vir my gewag het. En my voorgekeer het. En uit genade die werk van wedergeboorte in my hart gedoen het. Ons moenie probeer om te beheer hoe die Heilige Gees moet werk en wanneer hy moet werk en in wie hy moet werk nie. Laat die Heilige Gees toe om jou te lei. Laat die Heilige Gees toe om in jou te werk, jou hele lewe deur. Dit bring ons by die tweede punt, die sigbare effek van sy werking. En daar is ook twee gedagtes. Dit kan duidelik gesien word. Net soos wat ons gesien het toe die wind die sakdoek gewaai het, net soos wat ons gesien het in die illustrasie of die prentjies van die seiljaggies, die een staan doodstil want daar's nie wind nie, die ander een se seile bol in die wind en hy beer vorentoe, net soos wat ons sien wanneer die bome in die wind buig as daar 'n stormwind is, net so sien ons dat die Heilige Gees in mense se lewens werk. 2 Korintiërs 5 vers 17, die pragtige teks wat sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, en dan staan daar hierdie woord, kyk, alles het nuut geword. Jy kan kyk en jy kan sien in iemand se lewe. Hoe sien 'n mens as iemand weergebore is? Sy of haar lewe verander. Skielik is die vrug van die Heilige Gees, Galasiërs 5:22 aanwesig. Jy sien die vrugte van die bekering. So kan 'n mens dan ook duidelik sien as die Heilige Gees werk. En dit bring ons by die kenmerke van 'n weergebore mens. Dis mense wat vir God lief is. Dis mense wat vir mekaar lief is. Dis mense wat vir die kerk van die Here Jesus lief is. Dis mense wat 'n passie het vir verlore gaande siele, wat graag wil hê dat ander mense gered moet word. Dis mense wie se begeertes nuut geraak het, mense wie se denke vernuwe is. Mense om jou weet as die Heilige Gees die werk van wedergeboorte in jou gedoen het. En die nuwe lewe, daar's 'n nuwe identiteit, so is elkeen wat uit die Gees gebore is. Soos 'n nuutgebore babietjie, 'n nuwe mensie in ons midde. Gawie, bring gou vir Caleb na vorentoe. Hoeveelste is hy gebore? Dis Caleb, né? Caleb is die 29 September gebore. Voor 29 September was hy nie in ons midde nie. Hy het nie bestaan nie. Ja, ek weet sy mamma het hom wel toe al gedra, maar hy was nog nie hier nie. Vanmôre kan ek hom aan u voorstel en wys hom vir hulle. Dis Caleb Joubert, né? En hy is 'n splinternuwe mensie in ons midde. En so is elkeen wat uit Christus gebore word, is 'n nuwe skepsel in Christus, 'n nuutgebore geestelike babietjie. Ons kan jou nuut aan mense voorstel, ons kan vir mense sê, hierdie is 'n nuwe mens in Christus. Ek hoop hierdie illustrasie beteken vir u veel. En dan in die laaste plek, wat sê jy vir my, Mia? Kom van jou vrou af. Dankie hoor. In die laaste plek, iemand wat uit die Gees gebore is, het ook nuwe rigting in sy of haar lewe. Net soos wat die wind die skip se seile vul, so dryf die Heilige Gees ons lewens na vore. Piet Smit sing die pragtige lied Seilboot. My lewe is 'n seilboot op God se oseaan, met Jesus as die stuurman, né? En dis wonderlik om te weet,
as iemand in Christus is daar nuwe rigting. Romeine 8 vers 14 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So kom ons vat saam. Die wind kan nie gesien word nie, maar sy werking kan duidelik gesien word. So is die werk van die Heilige Gees. Ons kan nie sien waar hy in die verborgenheid in mense se harte werk nie. Ons weet nie hoe is hy met iemand besig nie. Ons weet nie waarvan is hy besig om iemand te oortuig nie. Ons weet nie hoe is hy besig om iemand te roep. As ek dink aan die kweekskool, daar's op hierdie stadium net nog 3 aansoeke wat teruggekom het kweekskool toe vir volgende jaar. En ons bid, o Heilige Gees, werk in mense wat u wil roep se harte. Maak dit in hulle harte duidelik, Here, bring hulle in, dat hulle, al is dit laat, sal aansoek doen en kweekskool toe sal gaan, dat daar ook volgende jaar 'n goeie inname sal wees. En dis die werk van die Heilige Gees van God, nie dominee se werk of enige iemand anders nie. Die Heilige Gees se werk is kragtig en transformerend. Die weergebore mens leef nie meer vir homself nie, hy leef nou vir die Here Jesus. Laat die Gees toe om in jou lewe te werk. As ons daai waaier aansit en ons laat 'n maatjie hier voor hom staan, dan sal hy sy hare so waai. Maar weet jy, daai maatjie kan ook sy gesig toemaak, dat die waaier nie 'n effek op hom het nie. En so kan ons ook ons toemaak vir die werking van die Heilige Gees. Sal ons vanmôre vir die Here sê, Here, ek stel my oop. Ek wil graag hê u moet in my werk. Ek wil graag hê u moet deur my werk. Ek wil graag hê dat die wind van die Heilige Gees ook my lewe sal vorentoe waai. Amen. Kom ons dank die Here. Here Jesus, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie vir die woord van die Here wat ons kon open en daaruit kon leer. Dankie vir die reën wat daar val. Ons aanbid U en ons eer U vir alles. En besonder vir hierdie maatjies wat hier in die middelblok sit. Seën hulle ook in die vakansietyd wat voorlê. Beskerm elke een en as hulle saam met hulle ouers weggaan met vakansie, dat dit vir hulle ook 'n wonderlike tyd saam sal wees. Daarvoor dank ons U. Ons dank U vir die werk van U Heilige Gees. Ons dank U vir die werk van wedergeboorte in die besonder en ons wil vra, Here, moenie ophou om mense se lewens te verander nie. Ons vra dit in Jesus se naam met dank. Amen.